Here te prys. Come on, as julle hier om die koning te loof. Come on, so lift your hallelujahs. Say, I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the I believe. Oh, I
shout hallelujah. Lekker Vader, ons eer U, ons loof U vir U goedheid en U guns, Here. O, U genade is vir ons elke môre nuut, Here Vader. Ons is hier omdat ons so bly is om in die huis van die Here te kan wees. Here, ons is hier met 'n oop hart, Here, met 'n ontvanklike gees, Here, om te ontvang wat U vanmôre vir ons wil sê deur die woord van die Here, Vader. Here, dankie dat ons weet, Here, U is reeds welkom in ons midde. Heilige Gees, Here, kom lei ons in hierdie diens, Here Vader. Ons het U so nodig, Here, want om niets besef ek, Here Vader, ek kan niks sonder U doen, Here Vader. Ons wil niks sonder U doen, Here, want sonder U Gees is alles nutteloos, Vader, Here. Ons het U so nodig om ons te lei, Here Vader, in elke aspek van hierdie diens. O, Here, ons wil vanmôre totaal en al net beheer oorgee aan U, Vader. Kom neem leiding aan hierdie diens, Heilige Gees, Here Vader. En wanneer ons hierdie diens ingaan, weet ons gaan U poorte in met lof, Here Vader. O, U voorhoewe met lof gesang. Ons is hier om te loof, Here, van die woord sê al die nasies moet die Here loof, Here Vader. En prys, as jy asem het, moet jy die Here loof. En ons is vanmôre hier, ons het steeds asem in ons longe vanmôre. Here Vader, ons wil alles gee vir U, Here Vader. Ons wil niks terughou nie, Here Vader. We give ourselves to you. Come have your way. Lei ons in hierdie diens in die naam van Jesus, Here. Elke lof, Here, lied wat ons gaan sing, doen ons tot eer en verheerliking van U naam, Here Vader. Wanneer pastoor Clem die woord bedien, salf sy lippe, Here. Here, dankie dat U hom leiding sal gee wanneer hy bedien, wanneer hy spreek, dat hy net sal spreek soos U op sy hart gelê het en nie uit homself uit nie, Here Vader. En ek bid dat ons elkeen wat hier ingekom het, iets sal ontvang. Ons sal nie dieselfde uitstap soos ons ingekom het nie. In die naam van Jesus ontmoet ons vandag, Here. Ek weet U het 'n afspraak met elkeen vanmôre wat hier is, Here Vader. Ons is nie per toeval hier nie, maar ek weet, Here Vader, U het ontmoeting met elkeen wat hier in die gebou is, Here. En elkeen wat ook ingeskakel is aanlyn, dat U daar met hulle sal ontmoet. Is my gebed in Jesus wonderlike naam, Here. Seën elke aspek van hierdie ding, elke afdeling is geseën in die naam van Jesus, Here. Ek wil so bid, Here, vir elkeen wat gaan saai in hierdie bediening, elke tiende, elke offerande, dat U sal voorsiening maak in hulle behoeftes, Here. Ons gee met 'n blymoedige hart, Here. En ek weet U gaan ons beloon vir dit, Here Vader. Laat die koninkryk kom, laat U wil geskied, is my gebed in Jesus wonderlike naam. En ons sal nooit vergeet om aan U die eer te gee nie, want dit kom U toe, Here Vader. Hierdie diens is geseën, Here Vader. Die vyand het nie hou vas in hierdie diens nie. Hy is nie welkom in hierdie diens nie, Vader. En ek weet U Gees is al reeds hier om ons te seën, Here Vader. Die lied sê, hy is hier om ons te seën. Ons eer U vir wat U gaan doen in hierdie diens, Here. Ons loof U. Dankie vir U genade, vir U guns en die goedheid. In Jesus naam. Amen. Breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder, who leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You would lay down your life, that I would be set free. Whoa, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order, who makes the orphan a son and daughter. The King of glory, the King above all kings, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. Oh,
This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You would lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross. You would lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Yeah, hallelujah, yeah, hallelujah. Geanker in Jesus, ek kan nie sorg staan. Geanker in my Jesus, as die golwe in my slaan. Geanker in Jesus, ek krag doen hy my aan. Ek is geanker in die rots van die eeuw. Geanker, geanker, ek is geanker as die God. Geanker in Jesus, geanker in die Here. Oh, ek is geanker in die rots van die, ja, ek is geanker, ek is geanker, ek is geanker, ja. Oh, Jesus, as die God oor my, ek is geanker, ja. Oh, met kracht, ek is geanker in die rots van die, ja, ek is geanker, geanker in die Here. Oh, geanker in die Here, ja. Oh, Jesus, as golwe oor my, ek is geanker, ja. Oh, ek is geanker in die rots van die, ja, ek is geanker in die Here, ja. Geanker in die Here, ja. Oh, as die golwe oor my, ek is geanker, ja. Oh, ek is geanker in die rots van die, ek het gerede, ek het gerede, ek het gerede, om die Here, ja, om die Here, ek het gerede, ja,
Ons prys die Here, ja, prys die Here, ja. Halleluja. Prys die Here, ja. Halleluja. Ja, geanker in die Here. Anker in Jesus. En die storm is geanker in die Here, ja. As die golwe word, ek is geanker. Ek is geanker. Ja, ek is geanker in die roos van die eeuw. Ek is geanker, ja. Ek is geanker. Ek is geanker in my Here. As die golwe oor my slaan, ek is geanker, ja, met kracht doen hy my aan. Ek is geanker in die roos van die eeuw, geanker, oor my Jesus, as die golwe oor my slaan, ek is geanker, ja, ek is geanker in die rots, oh, in die rots van die Halleluja. Yes, Lord. Halleluja, Jesus. Come on. Geanker in die rots van die eeuw. Hey. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Come on, Tanya, sing. I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus, 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Oh, break every stronghold. Right now, the shadows burn like a fire. Let's do verse 2. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul now captive by depression. I speak Jesus. Come on, your name is power, your name is power. Oh, yes it is. Your is healing, your name is life. Break every stronghold, break every stronghold, and shine through the shadows, burn like a fire. Come on, sing it again. Your name is power, is healing. Your name is life. Break every stronghold. Hey, burn
one more time. Come on, shout Jesus from the mountain. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Oh, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name of Jesus. Shout Jesus from the mountain top, yeah. Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets. We shout Jesus in the dark over every enemy. And Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. There's no other name, yeah, 'cause your name is power. Your name is healing. Your name is life. Oh, we call on that name, Jesus. Break every shine through, Lord, like a fire. Can we sing it again? Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Oh, shine through the shadows. Burn like a fire. Can we give the name of Jesus praise in this place? There's no name like the name of Jesus. Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. We love you. Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. We love you, we love you. Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. Our affection, our devotion poured out on the feet of Jesus. Our affection, our devotion poured out on the feet of Jesus. Our affection, our devotion
Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. Waar sou ons gewees het, Here, as dit nie vir U was nie, Here? Verloor, diep in die wêreld, vasgevang in sonde, Here, vasgevang in vreeslike begeertes, maar die kruis het ons kom vrymaak. U liefde, Here, was so groot dat U vergewe ons so ver soos die ooste van die weste is. Here, vergewe U ons oortredinge en U dink nooit weer daaraan nie. En nou staan ons geregverdig in Christus Jesus. Staan ons beklee in heiligheid, uitverkies deur God. En ons sê vir U dankie, Here, vir U wonderlike teenwoordigheid, Here. Here, ek weet die stikkende harte, Here. Hier's mense, Here, wat op soek is na die Here. Vader, as U nie gaan ingryp, die Here, is dit taboe. Here, gaan dit 'n groot uitdaging wees, maar my God, halleluja. When He's 4 days late, He's still on time. When He's 4 days late, He's still on time. Daarom dank ek U, Here, dat goed gaan draai. Dat omstandighede gaan draai, Here. Dat die Here gaan deurkom op 'n bonatuurlike manier wat ons nie verwag nie. Want Hy is die God wat spesialiseer in die onmoontlike. By God is niks onmoontlik nie. Daarom prys ons U, Here, vir wonderwerke. Ons prys U vir deurbrake. Ons prys U, Here, vir genesing. Ons dank U, Here, dat U antwoord, Here. O, Here, want die vurige gebed van die regverdige het groot krag. En daarom prys ek U, Here, dat God hoor wanneer ons hom aanroep. Hy hoor wanneer ons bid. En ons sê vir U dankie, Here, vir hierdie goddelike oomblik, Here. Dankie, Jesus. Dankie, Here. Dankie, Here. Ek wil hê, U moet saam met my lees, familie, Efesiërs 1 vers 3 tot 6. Ons gaan 3 versies saam lees, terwyl U staan. En hier is 'n uiters belangrike gedeelte wat die Here op my hart gelê het. In Efesiërs 1 vers 3 sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. En hier is verskriklik belangrik, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge. Nou moet U mooi verstaan, die seëninge wat daarvan gepraat word, baie mense sê, dis geld, dis huise, dis 'n luukse motor, dis wat ook al, dis nie wat daar staan nie. Wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. En dan sê hy, dan noem hy wat se seëninge dit is, wat se geestelike seëninge dit is. Daar's 3 geestelike seëninge wat hy van praat. Dan sê hy, vers 4, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem.
deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons genadig het, aan die geliefde. Aan die geliefde met 'n hoofletter, dis Jesus. Halleluja, ek sê dis Jesus. So Here, salf my lippe, terwyl ek so afhanklik is van U, Here. En hier 'n wonderlike atmosfeer is van U teenwoordigheid, Here. Dank ek U, Here, dat U hierdie lippe van klei gebruik tot uitbreiding van U koninkryk, Here. Kom werk deur elke hart, Here. Kom werk met my, Here. Werk met elke kyker oor die wêreld wat ingeskakel is, Here. Here, raak hulle aan daar in hulle sitkamers, daar in die eetkamer, in die kombuis, waar hulle staan en luister na hierdie programme. Laat die heerlikheid van God hulle sal oorweldig, Here. Laat hierdie woord elke hart sal gryp, Here. Nie om te sê dit was 'n mooi woord nie, maar dit moet 'n woord wees wat transformasie bring, Here, wat ons gedrag verander, wat ons routines breek. Here, dit moet 'n woord wees, Here, wat ons uitdaag om beter te kan doen. En ek prys U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. U kan die sitplek in. Prys die Here. Nou, dis so wonderlik om vandag net weer saam met U te wees. U weet, nou in ons kultuur hou ons daarvan om verjaarsdae te vier. Ons juig wanneer iemand verjaar. Ons vier fees as iemand verjaar, daar word koek geëet, papi. Nou, my vrou het nou al in my maand verjaar, en iewers hierdie week stuur iemand op 'n groep vir my vrou 'n boodskap en sê, geluk met jou verjaarsdag. Ek sê vir die persone, of op daai groep, sê ek, luister hierso, my vrou het al in my maand verjaar, maar dankie, dit gee my 'n rede om 'n koek te gaan koop en weer haar verjaarsdag te vier. Ons hou daarvan om verjaarsdag te vier. Ons vier huweliksherdenkings. Ons vier fees wanneer 'n kind gebore word. Ons vier fees wanneer ons bevordering kry by die werk. En in ons gesin byvoorbeeld, wanneer iets goeds gebeur in ons lewe, en daar's 'n wonderwerk of 'n deurbraak wat kom of wat gebeur het, dan hardloop ons en sê, hoor, dit is 'n goeie rede om te gaan uit eet vanaand, want ons moet dit vier. Kom aan, wie weet waarvan ek praat? Ons vier dit wanneer ons gunsteling rugby span wen. En die Here help die bokke. Ons vier dit wanneer Ferrari wen by Formule 1. Wow, dis maar min gesaai. Julle Verstappens en julle Mercedes manne. Maar is iets wat ek leer omtrent vieringe. Iets omtrent aardse vieringe, en dit is, iewers hou die musiek op met speel. Iewerste is die koek opgeëet en al wat oorbly op die bord is die krummels. Iewerste verloor die helium in die ballonne sy krag en die ballonne sak. Dan verwelk die blomme. En dan ruk die lewe ons terug na die werklikheid. Want soveel male sien ons dat een oproep kan alles verander. Een oproep van 'n dokter kan jou hele lewe tot halt roep. 'n skielike onverwagte verlies kan trane, kan 'n lag eerder, kan 'n lag aan trane laat verander. Een WhatsApp boodskap kan gister se oorwinning laat lyk soos 'n nederlaag. Want jy sien familie, tussen sonsopkoms en sonsondergang kan enige mens se lewe in 'n oogwink, in 'n oomblik verander. En uiteindelik, familie, kom alles neer op dit. Alles kom neer op dit. Die hele lewe. En dit is, wanneer jy langs 'n geliefde se bed staan, en hy of sy lê op haar sterfbed, en sy of hy is op die punt om hulle asem uit te blaas, om die ewigheid in te gaan, dan langs daar die bed, terwyl almal hande vashou en die geliefde se hand vashou, praat niemand
om daardie bed oor die prestasies. Niemand praat oor die sertifikate en die diplomas wat hang in 'n kantoor nie. Niemand praat om daardie bed oor hoeveel geld hierdie persoon het. Niemand praat oor die huise, niemand praat oor die luxe motors wat staan in die garage nie. Want jy sien, familie, hier is die klipharde feit. Die dinge wat eens op 'n tyd groot gelyk het skielik in 'n oogwink piep klein geword. Het ewe skielik verander. En dan kry jy daardie gelowige man, gelowige vrou, wat op hulle sterfbed lê. Hulle liggame is deurtrek met pyn. Hulle krag is swak. Maar hulle geloof is sterk en onwrikbaar. En dan net voor hulle laaste asem uitblaas, deur die pyn, deur die krag wat swak is. En dan kry hulle moed by mekaar om die laaste bietjie krag by mekaar te maak, en dan saggies fluister hulle en roep hulle uit, die Here was so goed vir my, hy is die liefling van my siel. En dit, familie, daardie mense het 'n vrede wat geen medisyne kan voortbring nie. Luister, daar's nie 'n pil vir vrede nie. Die enigste pil wat werk om vrede in jou hart te bring is die gospel. Halleluja. Hoop kan vir daardie persoon nie deur die dood gesteel word nie. En dit leer ons vandag dat die grootste seëninge nie die seëninge is wat die tyd in jou stryd en in jou beproewinge kan verminder nie. Die grootste seën is nie die seën van 'n deurbraak wat kom en jou beproewing onderbreek nie. Die grootste seën is die seëninge wat God vir ons verseker het in Jesus Christus. Kom aan familie, ek wil jou opgewonde kry oor jou identiteit, want baie van julle se identiteit lê in jou verlede, baie van julle se identiteit lê in wat met jou gebeur het, en jou hele identiteit word rondom dit gebou, maar ek is hier vandag om vir jou te sê, daar's 'n nuwe identiteit, because it's no longer I that liveth, but Christ that liveth in me. En familie, dis presies waar Paulus begin om die boek Efesiërs te skryf. En hierdie boek Efesiërs word nie geskryf vanuit 'n hotelkamer met 'n aircon aan nie. Hierdie brief aan die Efesiërs kerk word nie geskryf vanuit 'n vakansieoord langs die see nie. Hierdie brief aan die Efesië kerk word nie geskryf vanuit 'n paleis nie. Maar familie, hierdie brief aan die Efesië kerk word geskryf uit 'n tronk uit. Baie interessant. Efesiërs, Filippense en Kolossense is geskryf, is die 3 boeke wat uit 'n tronk uitgeskryf is. Wow, ons kan baie daaruit leer. Ook die boek Timoteus, net voor Paulus se dood, toe skryf hy aan jong Timoteus, ook uit die tronk uit. En wanneer ons terugkom na Efesiërs toe, ons luister en ons lees hierdie briewe, of hierdie brief eerder in Efesiërs, kan jy amper hierdie toneel voorstel, dat terwyl hy met sy veerpen sit, en krap op 'n papier, en jy hoor die veerpen, wat krap op 'n stuk papier, dan tussen die krap van die veerpen op papier, hoor jy, die kettinge aan sy hande wat skuur op die tafel. Hoor jy die geklink van yster op yster, terwyl sy hand besig is om te skryf met hierdie veerpen.
En tussen daardie klanke, hoor jy hierdie gekrap van sy veerpen, tussen hierdie yster, op yster en die kettinge wat skuur op hierdie tafel, dan skryf hy, hoor mooi familie, in aaklige omstandighede, dan skryf hy en hy begin die boek Efesiërs met wat sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge. Waar is jou fokus? Waar is jou fokus? Op die kettinge en die geskuur van die kettinge op jou tafel terwyl jy skryf, of is jou fokus, wie ek is in Christus Jesus? Want jy sien, sy hande was vasgeketting, sy vryheid is beperk, sy toekoms was onseker, hy weet nie wanneer gaan hy onthoof word nie, want ons weet dat Paulus was onthoof gewees. En tog, voordat hy 'n opdrag gee aan die Efese kerk, voordat hy 'n probleem regstel, voordat hy 'n geestelike lewenswyse aanspreek, of geestelike oorlogvoering aanspreek, doen hy iets wat vir my en jou so baie moet sê. Hy breek uit in lof. Paulus begin om te juig in sy hart. Familie, wat sou jy geskryf het as jy in Paulus se skoene was? Want jy sien, baie van ons sou begin het weer, vergewe my om aan te sluit by laasweek se woord. Baie van ons sou met slagoffer mentaliteit begin skryf het. Baie van ons sou met selfbejammering begin skryf het. Ons sou gesê het, ag broers, wil julle nie maar net vir my bid nie, ek sit hier in 'n tronk, en dit is chaos, ek het nie kos nie, ek kry koud in die nag, hierdie kettinge bind my, kry my tog net jammer, en stuur tog net iemand om my hand te kom vashou, want ek voel alleen, en ek is verlore, en hy het geen slagoffer mentaliteite, en probeer hulle beïndruk met die stryd wat hy deurgaan nie, maar hy kom, en hy verander die hele, en hy het die slagoffer mentaliteit en selfbejammering nie, en hy skryf, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge. Waar is jou perspektief? Op wat fokus jy op die oomblik? En Paulus skryf oor vryheid terwyl hy geboei is, oor seëninge terwyl hy swaar kry, oor lof, terwyl kettinge skuur op die tafel. Hoekom? Want sy omstandighede kon hom dalk vasbind, maar dit kon nie sy posisie in Christus Jesus verander het nie. Jou omstandighede kan jou vasmaak. Jou omstandighede kan maak dat jy dalk in 'n wroging is, in 'n worsteling, en ek voor diens toe hoor ek iets wat by my ore kom en ontstel my, en ek besef, dis mense wat se lewe uit mekaar uitval. Dis stikkend. Maar as jou fokus op die kettinge wat skuur op die tafel, of as jou fokus op jou posisie, wie hy is in Jesus Christus. Want Paulus was dalk in die tronk, maar sy lof was nie. Rome kon die hande van Paulus vasketting, maar dat kon nie sy tong vasketting nie, want ter spyte van die kettinge wat hom geboei het, was sy tong los, en het sy tong gekies om God te loof en te prys in daardie omstandighede. Sy seëninge was nie gekoppel, daar waar sy liggaam was nie, sy seëninge was waar sy gedagtes was. Waar is jou gedagtes? Op wat is jy besig om te fokus? Onthou jy laasweek se woord? Fokus jy op die woord of jou omstandighede? What you focus on, expand. En wanneer jy op die omstandighede fokus, word dit groter. Maar wanneer jy op God se woord fokus, wanneer jy op die Here fokus, dan word hy groter. Halleluja, en dis hoe jy 'n sloopbal kry om hierdie muur van nederlaag te vernietig. Waar is jou fokus? Waar is jou gedagtes?
Want hoor nou, onthou u die volgende boek wat hy geskryf het, Kolossense, in die tronk, wat sê hy? As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is, en aan die regterhand van God sit, bedink die dinge wat daarbo is, en nie wat op die aarde is nie. Kry jou kop reg, kry jou fokus reg. Waar is jou fokus in jou tyd van stryd? En wat Paulus eintlik sê is, rig jou denke volgens die werklikheid van die hemel, nie volgens die druk van hierdie wêreld nie. Waar is jou fokus? Clemens, kyk hoe lyk Suid-Afrika? Nee, my oë is nie gevestig op wat in Suid-Afrika aan die gang is nie. My oë is nie gevestig op die ekonomie nie. My oë is nie gefokus op korrupsie nie. My oë is gevestig op die Here Jesus Christus. En hoor mooi familie, ek sien net een ding. Ek sien herlewing. Ek sien herlewing. Ek sien herlewing. So dit beteken nie, wanneer ons gedagtes vestig op hom, dat ons aardse verantwoordelikhede moet ignoreer nie. Dit beteken dat Christus die verwysingspunt van ons denke is. Daai lied wat ons geskryf het, my hele lewe draai om Jesus. Daarom sit ons met ons beker koffie in die oggende. Here, wat is u wil? Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Hoekom? Want ons lewe draai om hom. Ons fokus is op hom. Nie op die omstandighede wat ons wil verniel en wil breek nie. Jy sien familie, wat jy voortdurend bedink, beïnvloed hoe jy leef. Wat jy voortdurend bedink, beïnvloed wat jy glo. Wat jy glo, beïnvloed wat jy gaan kies. Wat jy kies, gaan hoe jy leef beïnvloed, en hoe jy leef het alles te doen waar jy gaan opeindig. Na die hiernamaals. In die hiernamaals. Dis uiters belangrik dat jy moet suiwer wat hier inkom. Dit is so belangrik dat jy moet pas op wat jy toelaat hier binne. Dis hoekom ons nie slagoffermentaliteit het nie. Dis hoekom ons nie onsself jammer kry en selfbejammering najaag nie. Maar ons kry ons koppe reg soos 'n Paulus in die grootste omstandighede, in die aakligste omstandighede. Dan sê ons nog steeds, ek is geseënd met alle geestelike seëning. Jy kan op aarde leef, maar jou denke hoef nie deur die aarde beheer te word nie. Die keiser kon Paulus se beweging beperk, maar dit kon nie Paulus se posisie in Jesus Christus verander nie. Dit kon so, ek sê dit weer, die keiser kon Paulus se beweging beperk, maar hy kon nie Paulus se posisie in Jesus Christus verander nie. En hierdie gedagte familie daag ons uit. Dat voordat jy met jou gedagtes fokus wat rondom jou gebeur, moet jy jouself dissiplineer om jou gedagtes gevange te kry. Dis hoekom Paulus sê, neem elke gedagte gevange tot gehoorsaamheid aan Jesus Christus. Onderwerp elke gedagte aan Jesus Christus. En dit kos selfdissipline. Dit kos selfbeheersing. Om jou gedagtes te rig. En hy sê, kry jou oë af van die omstandighede, maar rig jou gedagtes op dit wat God alreeds vir jou gedoen het. Halleluja. Want jy sien familie, die klipharde feit is, as jy vir Jesus het, is jy baie ryker as wat jy besef. As jy Jesus het, is jy meer geliefd as wat jy dink jy weet. As jy Jesus het, is jy baie meer veilig as wat dit vir jou op die oomblik voel. Halleluja. Jy besit
ver meer as wat hierdie wêreld ooit kan gee en ver meer as wat die dood ooit kan wegneem. So met ander woorde wat ek vandag vir jou wil sê is, ek weet nie waartoe jy gaan en ek weet van julle gaan deur hel op hierdie oomblikke, maar luister, ek is hier vandag om vir jou te sê dat jy het iets om oor te juig. Ek sê jy het iets om oor te juig. Jy kan halleluja, omdat jy, halleluja. Ek sê ek het iets om oor te juig. Ek sê ons gaan juig daar in die hemel. Ek sê die Here maak 'n deur oop. God voorsien. Jy het 'n rede om te koordans. Jy het 'n rede om te juig. Want ons fokus nie op die omstandighede nie. Ons fokus is op wie ons is in Jesus Christus. Halleluja. En dan kom hy en hy gee vir ons 3 redes om te juig. 3 redes. Nou terwille van tyd gaan ek net 1 rede hanteer. Want ek is so pas nou klaar gemaak met my inleiding. So, raak opgewonde, ek gaan net 1 puntjie hanteer. Volgende week gaan ons kyk na die ander 2 redes. Maar die ene rede is so uiters belangrik. Wat maak dat jy kan jubel en juig in die Here? Dat dit maak nie saak wat jou omstandighede skree op hierdie oomblikke nie. Dat jy kan juig en sê, Here, daar is seëninge wat ek het in Christus Jesus. En die eerste seën wat Paulus vir ons gee, wat 'n rede is om te juig en God te loof en te kan skryf ten spyte van die omstandighede. Geseënd is God die Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge, is die eerste seëninge. God het jou gekies. Vers 4, so het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. Nou hier is 'n uitdagende skrif en daarom moet ons 'n bietjie hom inkleer en mooi verduidelik. Die heel eerste ding wat jy moet weet is, familie, hy het jou gekies, jy het hom nie gekies nie. Verlossing het nie begin met jou wat na God toe uitreik nie. Verlossing het nie begin met jou wat na God toe uitreik nie. Verlossing het begin by Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elke een wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dis waar verlossing begin het. Verstaan mooi, nog lank voor jy gebore was, het God alreeds in jou plek gesterf. 1977 jaar voor ek gebore was, het hy reeds in Clemens se plek gesterf. En baie van julle hoor nie wat ek nou sê nie, want jy is besig om uit te werk hoe oud ek is. Hou op! Stop het! Ek is nog jonk. Ek voel nie soos 'n 77 model nie. Maar luister familie, wat ek wil sê is, lang voor jy gebore was, het hy reeds in jou plek gesterf. Reeds. Jy was nie eers gebore en nog nie gebore toe hy klaar uitgereik na jou. En ons kan so maklik getuig, ek het die Here gevind. En verstaan gou mooi familie, ek is nie daai pastor wat almal oor die vingers stik, jy praat nou verkeerd, jy's nou besig om verkeerd te praat, moenie so praat nie, of
Weet jy, daar's tot koortjies wat ons sing, wat nie 100% volgens die Bybel is nie. Hoor my wat ek sê. Daar's koortjies wat ons oor die jare gesing het, wat ek mee groot geword het, wat nie 100% teologies volgens God se woord korrek is nie. Maar hoor mooi, ek gaan nie jou oor die vingers tik en sê, jy mag nou nie so praat nie, want dan klink dit nou asof ek nou iets weet. Maar weet wat sê ek altyd? God weet wat jy bedoel. Kom aan, hoekom? Want God sien altyd die hart. Want weet jy wat, baie keer wil ek myself verduidelik by die huis, by my vrou en my kinders, en dan kom het krom en skeef, en dan maak hulle my net sin en sê, ons weet wat jy bedoel. En hy is ons Vader, en partykeer kom ons woorde krom en skeef uit, en ons is nie seker hoe ons dit moet sê, en is dit teologies korrek, maar die Here sê, moenie worry nie, ek ken jou hart, ek weet presies wat jy sê. Halleluja! So jy praat met die Here, al is dit krom en skeef, en dan maak dit nie sin volgens die Bybel nie, jy praat met die Here. Hy sê, ek ken nog voor jy kan vra, weet ek wat jy nodig het. Ek ken jou naam. Jy praat met die Here, al is dit hoe krom en skeef. Maar kom ons praat nie oor, want die waarheid is, jy het nie die Here gevind nie, want familie, die Here was nog nooit verlore nie. Ek en u was verlore. Ons het in ons sonde rondgedwaal. Ons was blind vir die waarheid. Ons was op die verkeerde pad en het rondgedwaal met ons eie lus en ons eie vleeslike begeertes. Ons het dit gevolg. Maar God in sy ryke barmhartigheid, het na ons toe gekom. Hoor mooi. Hy het die 99 gelos om jou te gaan soek. Ek sê hy het die 99 gelos om jou te gaan soek. Maar hier is die probleem. Nou sê baie van julle, maar God is dan wreed. Hy los die 99 hy los ons alleen hier om die verlore een te gaan soek. Weet wat is die waarheid? Die waarheid is, elke een van ons was op 'n tyd verlore. Ons elke een was verlore. En raai wat, familie? Voor jy deel geword het van die 99, was jy die een waarna hy gaan soek het. Voor jy by die 99 aangesluit het, het hy eers jou gaan haal. Toe jy deel van die 99. Hy het my gevind. Amen. Amen. Ek was verlore, ver van hom, maar hy roep my naam. Hy soek en vind en dra my terug. O, prys sy heilige naam. Hy vind my. Ek was so ver verdwaal. Hy lei my terug na die weg so smal. O, hy red my. O, ek was toch so bly. Hy was my rein in die heilfontein. My sonde het daar gebly. Amen. Uit groot genade kies hy my, sy bloed reinig my. Nou is ek syne en hy is myn.
vir ewig aan hom toegewy. Ja, hy vind my, ek was so ver verdwaal. Hy lei my terug na die weg so smal. O, hy red my, o, ek was toch so bly. Hy was my rein in die heilfontein, my sonde het daar gebly. Ja, hy vind my, ek was so ver verdwaal. Hy lei my terug na die weg so smal. Hy red my, o, ek was toch so bly. Ja, hy was my rein in die heilfontein, my sonde het daar gebly. Ja, hy was my rein in die heilfontein, hy was my rein in die heilfontein, my sonde het daar gebly. Nog voor jy gebore was, het God jou uitverkies. Lang voor die skepping. Nou, ons moet hierdie ding verduidelik, want dit verwar baie mense. Baie mense raak verward oor hierdie uitverkiesing. Maar kom ek sê gou vir u, weet jy, hierdie berge hier agter ons is so pragtig en die agterkant van Tafelberg wat voor ons lê. En as jy teruggaan in tyd tot by die skepping, was daar dag 1 wat aangebreek het, waar die son vir die heel eerste keer agter hierdie berg opgekom het. En toe hy sy kop agter hierdie berge uitsteek en die eerste sonstrale soen die agterkant van Tafelberg vir die heel eerste keer. Hoor mooi familie, het God 'n plan gehad. Ek sê God het 'n verlossingsplan gehad. Nog lank voor die eerste springbok gespring het. Nog lank voor die eerste verkleermannetjie sy eerste vlieg gevang het. Nog lank voor die eerste leeu sy bok gevang het. Nog lank voor die eerste walvis uit die water uitgespring het. Nog lank voor jy jou eerste sonde gepleeg het. Nog lank voor jou eerste mislukking. Nog lank voor jou eerste trane het God 'n verlossingsplan gehad. Dat verlossing sou kom deur Jesus Christus. Nou sê Clemens, dit maak nie sin nie. Jy moet een ding verstaan, familie, dat ek gou 'n bietjie uitbrei hier. Want ek moet hierdie uitverkiesing mooi verduidelik vir jou. En ek gaan nou uitbrei oor dit en dan gaan ons klaarmaak. Een ding wat jy moet weet is, dat die kruis was nie God se plan B nie. Die kruis was nie God se plan B nie. Kom ek bevestig dit vir jou. 1 Petrus 1 vers 18 sê, hy sê, julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeerfde sinlose bestaan nie. Vers 19, inteendeel,
Julle is losgekoop met die kosbare bloed van Christus, die lam wat vlekkeloos en sonder liggaamsgebrek is jy reg vir vers 20? Reeds voor die skepping van die wêreld is Jesus hiervoor bestem. Daarom sien ons in Genesis, toe vang jy nie die Here omkant nie. Toe sê die Here, die saad van die vrou gaan jou kop vermorsel en dit gaan kom deur die kruis. Luister, die kruis van Jesus was nie God se plan B nie, dit was nog al die tyd God se plan A. God se plan A. Een van die oudste planne van God is die kruis. Maar kom ek verduidelik vir jou. Want as jy hierdie goed nie reg gaan verstaan nie, gaan jy mislei word. God kom en hy vorm die mens. En hy skape, laat ons mense maak na ons beeld. En God skep die mens met iets wat bitter gevaarlik is. En hy het geweet dat hierdie ding wat hy skep binne in die mens gaan veroorsaak dat daar 'n muur gevorm word tussen ons en God. Hy het geweet. Maar terwyl hy dit doen volgens hierdie skrif, toe sê hy, daar's net een ding terwyl ek hierdie mens gaan skape en hierdie ding gaan in hom inplaas wat uiters gevaarlik is, het hy geweet dat die kruis gaan hierdie ding vernietig. En wat sal daai ding wees? Want onthou jy, God het ons nie 'n robot te gemaak nie. Hy kon so maklik die mens geskape het om geprogrammeer te wees. Ek dien die Here, ek doen wat die wil van die Here is, ek leef heilig want hy is heilig, ek doen wat net die Here sê ek moet doen, hoe hy my geprogrammeer het. Maar hy sê nee, ek gaan iets maak wat uiters gevaarlik is. Ek gaan hom 'n wil gee. Ek gaan haar 'n wil gee. En ek gaan terugstaan. Maar my begeerte sê God, want reg deur die Bybel sien jy die goue draad. Daarom is uitverkiesing nie jou lisensie om sonde te doen nie. Want hy sê ek het jou gekies. Maar my begeerte is dat jy my sal kies. Dat jy my wil sal kies, dat jy sal kies om met my in 'n verhouding te wees en nie jou eie wil te volg nie en nie die werke van die vlees te volbring nie, maar dat jy altyd sal najaag wat ek soek en dat ons in 'n verhouding sal wees, want ek wil nie hê jy moet 'n robot wees en net my aanbid en my lief hê omdat jy so geprogrammeer is nie. Ek gee jou 'n wil. Hy wil is baie gevaarlik, maar ek gee jou daai wil want ek wil hê ons moet in 'n verhouding wees. Jy moet my lief hê, net so ek jou lief het. Wat my bring by die volgende. Die kruis was nie God se noodplan vir die sondeval nie. Toe die mens val in sonde, toe word God se hande nie nat gesweet en hy kry 'n koue sweet op sy voorhoof en hy gesit op die troon en hy sê ons het moeilikheid. Het sonde gekom, wat gaan ons nou doen nie? Het God nie omkant gevang nie, want voor die skepping, toe het hy geweet die kruis kom en dit gaan sonde vernietig en dit gaan die mens met God versoen. Dus het God jou nie gekies omdat jy slimmer, sterker en meer godsdienstig of meer verdienstelik is nie. Hy het jou gekies deur sy groote genade. En jy moet genade reg verstaan.
Want genade is nie God wat goeie mense beloon nie, maar dis God wat mense red wat skuldig is. Dis genade. O, ek was skuldig. En was ek nie skuldig nie. Ons was nie werd om gekies te word nie, maar ons was gekies deur genade. God se genade was vir ons genoeg om ons nie te kies nie, maar om ons te posisioneer op 'n spesifieke plek in Christus Jesus. Dis uiters belangrik. Want jy sien daardie uitverkiesing, ek gaan nou in dit inkleer, dan gaan ons klaar maak, moenie worry nie, ons is nou klaar. Sê amen. Moenie my so kyk asof jy nou wil huis toe gaan nie. Nee man, kyk hoe vroeg is dit, jy moet nog 'n bietjie sit. Luister gou familie. God het jou uitverkies vir die grondlegging van die aarde. En hier is al die mense oor die wêreld. Maar die goue draad is, onthou jy, dat jy God sal kies. Wanneer jy God kies, noem ons dit en die Bybel dit, jy glo in hom. Jy vertrou hom. Jou vertroue is nou in hom, nie in jouself nie. En wanneer jy glo en hom aanneem, haal hy jou uit en hy posisioneer jou op 'n sekere plek in Christus Jesus. Wanneer jy in hom glo, haal hy jou uit, verkies. Hy kies jou, jy het aan hom geglo, dit wat maak, hy kies jou, hy haal jou uit en hy plaas jou in Christus Jesus. Dis wat heilig beteken. Heilig beteken om uitgehaal te word en eenkant gesit te wees. My Here, Here help ons, dat ons 'n kerk sal wees wat heilig is, want my God is heilig. Hy het jou uitgehaal hier uit en het jou geplaas binne in Jesus Christus op 'n spesifieke plek. En daardie woorde maak saak, familie, want buite Jesus Christus is jy skuldig. Maar in Jesus Christus is jy onskuldig. In hom is daar geen veroordeling nie, maar buite hom het jy moeilikheid, want dan is daar vir jou veroordeling. Word jy geoordeel. Buite Jesus Christus is jy verwyder van God, en wat 'n tragedie. En dan sê die Ou Testamentiese skrywer, julle sonde het 'n skeidsmuur geword tussen my en julle. Maar die kruis, wanneer jy in hom glo, halleluja, dan word die muur afgebreke en jy word oorgebring in Christus Jesus, en nou is jy nie meer verwyderd van die Here nie, maar jy's naby aan hom. So naby dat jy kan sê, it's no longer I that liveth, but Christ that liveth in me. So met ander woorde, familie, redding word nie gevind en wat jou van is en hoe jou familiestamboom lyk nie. Hoor mooi wat ek sê. Vergewe my, Here, ek wil of ek hierdie moet uit, maar hierdie moet ek vir jou sê. Koning Charles kan nie voor God staan en sê, Here, ek wil net sê, weet u wie ek is? Ek moet hemel toe gaan, jy weet ek was koning Charles. Luister hierso, redding word nie gevind en wat is jou van? En hoe jou familie stamboom lyk nie. Redding word nie gevind in jou denominasie nie. Dit word nie gevind in die AGS, die volle evangelie kerke, die lede in Christus, die PPK, die NG kerke, familiesentrum. Dit word nie daar gevind nie. Dit word nie gevind in wat 'n politieke party jy stem nie. Nog minder word dit gevind in wat 'n klas jy is. As jy nou ryk, is jy middelklas of is jy nou arm? Halleluja. Redding word nie gevind, halleluja, in jou rasse, identiteite nie, halleluja. Of jy nou swart is, en of jy bruin is, en of jy wit is. Redding word gevind in Jesus Christus, en hom alleen. En hom alleen. Maar ek moet klaarmaak. En wanneer jy in 'n vliegtuig sit,
En die vliegtuig is op pad Johannesburg toe. Is almal op die vliegtuig op pad Johannesburg toe. As jy Bloemfontein toe wil gaan, het jy verkeerde vlug gekies. Het jy baie groot moeilikheid. As jy in die vliegtuig sit wat op pad Johannesburg toe is, gaan almal in daardie vlug Johannesburg toe. En hier is wat jy moet weet. In Christus Jesus is daar 'n destinasie waarna toe ons almal op pad is. En nou weet ek almal sê, ja Clemens, ek ken die destinasie, yeah, ons gaan hemel toe. Ons gaan juig daar in die hemel. En het is waar, maar bly net by my. Paulus kom in die 4de vers en hy sê, so het hy nog voor die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om wat te doen? Heilig en onberispelik voor hom te wees. God het jou nie net gekies dat jy moet hemel toe gaan nie. Hy het jou gekies vir meer, vir baie meer as net 'n destinasie wat die hemel genoem word. Hy het jou uitgekies dat die hemel jou moet transformeer. Dat jy 'n draer moet wees. Nie net van die Heilige Gees nie, nie net geseël te wees met die Heilige Gees nie, maar met die vuur van God. Dat wanneer jy raak aan 'n sieke, dan moet die hitte van die Heilige Gees daai man opwek in die naam van die Here. Wanneer jy 'n bose gees in die oë kyk, moet die hitte van die vuur van God op jou lewe daardie demoon uitjaag. Wanneer jy mense in die oë kyk, dan moet hulle weet, ek het nie nodig om 2 keer te dink nie. Ek sien die hitte, ek sien die vuur van God op sy lewe. Dis wat God se destinasie is vir jou in Christus Jesus. Dit word nie net, of kom ek sê so, dit gaan nie net om gered te word van 'n ewige hel nie. Dit gaan nie net oor die verandering van jou bestemming nie. Dit gaan oor die verandering van jou gesindheid, van jou karakter, van jou gedrag, om op te tree soos Jesus, om te lyk soos Jesus. En nou soos by my gunsteling onderwerp, heiligmaking. Wat kom ek sê dit gou weer? As jy uit verkiesing voor die grondlegging van die aarde gaan verkeerd verstaan, speel jy met vuur. Ons hoor baie maal die terme. Een keer gered, altyd gered. En saam met uitverkiesing en een keer gered, altyd gered. Wil ek vandag vir u sê, familie, daardie woorde is uiters gevaarlik. As jy dit verkeerd verstaan. Bly by my. Die gevaar kom daarin wanneer jy dit interpreteer as, ek het Jesus een keer aangeneem, daarom maak ek nie saak hoe ek daarna leef nie. Want mense sê jy's uitverkies en geheilig deur God om voor hom te staan, vir die grondlegging van die aarde, so dit maak nie saak wat ek doen nie, ek gaan nie eenmal toe. Dis uiters 'n gevaarlike stelling daai. Want my Bybel sê ook vir my, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word. Hy sê ook, jy moet bekeer van jou verkeerde weë. Hy sê ook, die belangrike kragtige woorde, wees heilig, want ek is heilig. Hy sê in Spreuke 6 vers 16, en dis die probleem wat ons moet aanspreek. Hy sê dat God haat sonde. Ek is hier vandag om vir die kerk te sê, jy kan nie met sonde speel nie, want God haat sonde. En dis hoekom Paulus kom in Romeine 6 vers 1 en 2, en dan sê hy sê, want sal ons dan sê, sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgestel het, hoe kan jy nog daarin lewe? Jy mag nie.
So genade is dus nie toestemming om in jou sonde voort te leef nie. Genade red jou uit sonde en verander jou verhouding met sonde. En jy moet die regte perspektief van sonde hê. Genade is nie om toestemming. Genade is dus nie toestemming om in sonde voort te leef nie. Genade red jou uit sonde en verander jou verhouding met sonde. Redding is nie 'n lisensie om van Jesus af weg te leef nie. Dit is 'n nuwe lewe waarin ek met Jesus leef. Ek leef nie heilig om gered te word nie. Ek leef anders omdat ek gered is. En wat het ons net gesê? Uitgekies beteken uitgeroep. Romeine 12 vers 1. Hy sê, beloved friends, what should be our proper response to God's marvelous mercies? Stop net daar. So die mense kom, die teoloog kom, ouens wat geleerd is, al die slim mense sê, Clemens, kom ek gee jou die antwoord. Kom ek sê vir julle, hoe onbehoorlik te reageer op die wonderlike barmhartigheid van God. Kom ek sê vir julle, moenie nou die Bybel verder lees nie, kom ek sê vir jou, jy kan doen net wat jy wil, jy is op pad hemel toe. Jy kan hoer en remoer, jy kan egbreek, jy kan steel, jy kan roof en moord pleeg, jy's uitverkies vir die grondlegging van die aarde, jy's reguit op pad hemel toe. Jy doen net wat jy wil. Dis wat die nuwe teologie in die tyd waarin ons lewe. Dis wat mense sê. Maar wat sê hy verder? Lees saam met my. Maar nou hier kom die antwoord. I encourage you to surrender yourself to God, to be sacred living sacrifices and live in holiness, experiencing all that delights his heart, for this becomes your genuine expression of worship. Die volgende vers, stop imitating the ideals and opinions of the culture around you, but be inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. This will empower you to discern God's will as you live a beautiful life, satisfying and perfect in His eyes. En dis 'n behoorlike reaksie. Hoe jy reageer op die genade van God. Dis 'n lewe van offer. Nie wat ek wil nie, maar wat God wil. Nie die vlees en sy begeerlikhede na te jaag nie, maar om God na te jaag en heiligheid na te jaag, te lyk soos Jesus. So wat sê Paulus hier? Hy sê, aangesien God so genadig en barmhartig is teenoor jou, moet jou redelike reaksie teenoor hom wees, om jou lewe aan hom terug te gee. En hoe doen jy dit? Deur jou liggaam aan hom toe te wy, jou gedagtes vir hom te gee, jou tyd volgens sy wil te prioritiseer, jou hulpbronne vir hom te gee, jou verhoudings vir hom te gee, jou familie vir hom te gee, jou finansies vir hom te gee, jou toekoms vir hom te gee, om alles vir hom te gee. Want jy sien familie, hier is die ding, genade verander nie net, genade verander nie net waarheen jy gaan wanneer jy sterf nie. Genade verander hoe jy leef terwyl jy leef. Hoor jy dit? Genade verander nie net waarheen jy gaan wanneer jy sterf nie. Genade verander hoe jy leef. Nou, terwyl jy leef. So miskien probeer jy. Ek maak klaar. Om die genade wat God vir jou gegee te verdien. Maar God se genade was nie 'n noodreaksie op jou mislukking nie. Voordat jy hom geken het, het hy jou geken. Voordat jy sy naam geken het
het hy jou naam geken. Hy het reeds verlossing deur Jesus Christus vir jou beskikbaar gestel. Jou verlede, hoor mooi familie, ek is klaar. Jou verlede mag dalk 'n paar goed oor jou verduidelik, maar dit besit jou verseker nie. Want gister se skaamte mag nie vandag se genade stilmaak nie. Want die probleem wat soveel mense het is, hulle laat toe dat hulle skaamte van gister genade smoor en die genade van Christus doodmaak. Moenie laat jou verlede inmeng met die genade wat God vandag vir jou het nie. Jy het 'n rede, familie, om vandag te juig. Jy's deur genade gekies. Jy's bedek deur die bloed van Jesus. Jy's geroep tot heiligheid en jy's bewaar deur die krag van God. Ons het nie ons plek in genade verdien nie, maar ons plek is aan ons gegee. Dis soos iemand wat 'n geskenk ontvang. Die Here sê, ek gee dit vir jou verniet. Ek gee dit vir jou gratis. Ons het 'n rede vandag om soos Paulus God te prys. Ons het 'n rede om te juig. Hoekom? Want ons is deur God gekies. Amen. 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 Ek sê amen. Amen. Prys die Here. Staan saam met my op, familie. Kom ons doen die verklaring saam. Staan maar net daar. Nee, moenie worry nie. Julle doen goed. Julle doen goed. Alright, familie. Is jy gereed? 1, 2, 3. Ek verklaar vandag dat my vreugde nie bepaal word deur my omstandighede nie, maar deur wie ek in Jesus Christus is. Ek is in hom geseën met geestelike seëninge. Ek is deur genade gekies en in Christus nader gebring aan God. My verlede definieer my nie. My mislukkings besit my nie. En gister se skaamte sal nie vandag se genade stilmaak nie. Ek rig my gedagtes op Christus en nie net op dit wat rondom my gebeur nie. Wat ook al vandag verander, my posisie in Christus verander nie. Halleluja. Ek verklaar dat God se genade nie net my bestemming verander het nie, maar ook hoe ek vandag leef. Ek behoort aan Jesus, daarom kies ek om anders te dink, anders te praat en anders te leef. Ek is deur genade gekies, bedek deur die bloed, geroep tot heiligheid en bewaar deur die krag van God. Halleluja. Daarom sal ek juig wanneer dit goed gaan en wanneer die kettinge nog skuur. My omstandighede mag my beperk, maar hulle kan nie verander wie ek in Christus is nie. Ek het iets om oor te juig. Amen. Ek het iets om oor te juig. Oh, halleluja. Het jy iets om oor te juig, familie? Ek sê, het jy iets om oor te juig vanmôre? Kom aan, dis tyd. Dis tyd om die Here te prys. Dis tyd om die Here te aanbid en om te loof. Gee hom jou beste 30 sekondes. Gee hom jou beste 30 sekondes. En sê, Here, ek het 'n rede. Ja, die rede is dalk nie so wonderlik in die omstandighede nie, maar in Christus. Ek is geseën met alle geestelike seëninge in Christus Jesus. Ek is gekies deur die Here vir 'n tyd soos hierdie. Ek is gekies deur die Here vir 'n tyd soos hierdie om impak te maak, om 'n verskil te bring, om verandering te bring. Ek het die salwing van die Heilige Gees. Ek het die krag van God. Ek het die vuur van die Here binne my. Halleluja. En die duiwel sidder. Die duiwel sidder. Want jy's belaai met heerlikheid. Jy's belaai met krag. Jy's belaai met die salwing van die Heilige Gees. Halleluja. Halleluja. Ek het 'n rede. Ek het 'n rede. Kry sytjie. Ek het 'n rede om die Here te dien. Ek het 'n rede. Ek het 'n rede. Ek het 'n rede om die Here te dien. Ek het 'n rede, ja. Ek het 'n rede, ja. Ek het 'n rede om die Here. Ek het 'n rede.
rede ja. Ja, om die Here. Ek het 'n rede. Ek het 'n rede ja. Ek het 'n rede. Om die Here. Ek het 'n rede. Ek het 'n rede ja. Ek het 'n rede ja. Halleluja ja. Ek het 'n rede. O die Here. Ek het 'n rede. Ek het 'n rede ja. Ja, ek het 'n rede. O die Here. Halleluja. Halleluja. Ek voel net gelei deur die Heilige Gees. Iemand wat vandag sê, ek sê ja vir Jesus. As jy sê, Clemens, ek weet hy het my uitgekies. Hy het my geplaas op hierdie aarde, ek is gekies om op hierdie aarde te wees, maar ek kies nou hom om in Christus te wees, sodat ek nie meer skuldig is nie, maar onskuldig. Dat ek nie meer veroordeel word nie. Of dat ek die oordeel van God kan mis, want al hoe jy dit kan mis is in hom. En dat jy nie meer ver verwyderd sal wees van God nie, maar dat jy naby sal kom aan hom. Elke oog gesluit, ek moet hierdie geleentheid gee. Jy is reeds gekies, die feit dat jy hier is, het God jou gekies. Maar sy begeerte is, dat jy hom sal kies. En ja sê vir hom, en agslaan op sy wil, agslaan op wat hy van jou verwag om te doen. Heilig te leef soos hy heilig is. En ja, sy genade is vir ons genoeg. Want ons almal maak droog. Clemens, as jy dan perfek glad nie. Maar sy genade is vir my genoeg, want in hom ontvang ek genade. Wanneer God na my kyk, dan sien hy nie my foute nie. Hy sien my deur die lens van sy bloed. Nie die B-plan van God nie, die A-plan van God. En as jy sê, Clemens, ek wil vandag hardloop na Jesus, dan steek jy vinnig jou hand op en dat sak dit weer. Enige iemand? Halleluja, daar is 'n hand. Nog iemand? Daar is 'n hand. Prys die Here. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Kan ek vra aan mense, familie, terwille van die wat hulle hande opgesteek het, almal steek hulle hande hoog op. Ons gaan saam met hulle die gebed doen. Kom aan, is jy reg? Is jy gereed? Almal hardop saam met my hier. Steek jou hande op en dit beteken ek gee oor, Here. Ek gee oor. Bid hardop agter my aan, Hemelse Vader. Ek kom na U in die naam van Jesus. Ek kies Jesus. Ek kies nie my eie weë nie. Ek kies die plan van God, die pad van die Here. Ek gaan saam met U loop, Here. Ek gaan saam met U wandel van hierdie dag af. Ek kies Jesus. En nou weet ek is vergewe. Al my oortredinge is uitgewis. Ek is 'n kind van God in Christus Jesus. Amen, amen, amen. Ek het 'n rede. Ek het 'n rede. Ek het 'n rede om die Here te dien. Ek het 'n rede. Ek het 'n rede. Ek het 'n rede om die Here. Ek het 'n rede. Ek het 'n rede. Ek het 'n rede om die Here. Ek het 'n rede.
ja. Oh, 'n rede ja. 'n rede. Oh, dankie Here vir die rede. Ek het 'n rede ja. 'n rede. Ek het 'n rede. Ja, ek het 'n rede ja. 'n rede. Om die Here te dien. Oh, prys die Here. Oh, halleluja. Jy het 'n rede om te juig. Jy het 'n rede om bly te wees. Jy het 'n rede om te glimlag deur jou storm. Halleluja. Jy het 'n Paul wat vrede bring. Jy het die gospel wat vrede bring. Oh, geen aardse besittings kan vir jou vrede gee, soos die vrede wat hy vir jou gee nie. Oh, geen aardse goed kan omstandighede wegvat nie. Maar in die omstandighede kan ek vrede hê, want hy is met my. Want ek is geposisioneer in hom. Halleluja. Prys die Here. Ek sien al die kykers by die huis. Ons sien u volgende week as die Here se wil naby is. Amen.